mense is die opstanding iets wat in die verlede gebeur het. 'n Wonder van lang gelede, vasgevang tussen die bladsye van 'n Bybel. Maar vir die eerste volgelinge van Jesus was dit nie 'n herinnering nie. Dit was 'n revolusie. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie as onsself in, daar waar ons bly, werk en speel. En toe die graf leeg was, het hulle besef, God het begin om alles nuut te maak. Nie eendag in die hemel nie, maar nou, hier, op aarde. Die opstanding is nie die einde van die verhaal nie. Dis die begin van nuwe skepping. 2 Korintiërs 5:17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, die nuwe het gekom. Ons is geneig om te dink Jesus het opgestaan om te bewys hy is God. Maar Nuwe Testamentiese geloof sê iets groter. Hy het opgestaan om die wêreld te herstel, om te wys dat dood nie die laaste woord het nie, en dat elke donker plek 'n nuwe dag kan sien. Die opstanding is God se ja teen alles wat ooit nee gesê het. Kyk hoe Jesus na sy opstanding met sy disippels optree. Hy verskyn in glorie of majesteit nie, maar met littekens, tekens van liefde wat deur pyn getoets is. Hy eet saam met hulle, loop saam met hulle, praat sag. Dis die God van nuwe skepping, wat nie alles wegvee nie, maar alles nuut maak. En dis juis die verskil. God begin nie oor nie. Hy begin binne in die ou wêreld iets nuuts. Elke plek van dood word 'n kans vir nuwe lewe. Elke wond kan 'n beginpunt word vir genesing. En hier by SA Gemeente sê ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe. En ons wil hê jy moet die nommer 1 netwerk in ander se lewens wees. 'n Netwerk wat leef uit hierdie ritme van opstanding. Ons sien nie geloof as vlug uit die wêreld nie, maar as deelname aan God se nuwe wêreld wat reeds begin het. Elke daad van hoop, elke klein gebed, elke stukkie geregtigheid of deernis is 'n teken dat nuwe skepping reeds aan die werk is. Jy hoef nie te wag vir die hemel om nuut te begin nie. Elke asem, elke gesprek, elke keuse om liefde bo vrees te kies is opstanding in aksie. So, as jy vandag voel iets in jou lewe het doodgeloop, onthou dit. God se verhaal begin juis daar. Die graf is leeg, nie sodat ons kan vlug weg hemel toe nie, maar sodat ons kan leef as mense van 'n nuwe skepping. Vandag, hier, saam met hom. Tot môre. Mooi loop.